Ons lees die oordenking vir 7 Januarie uit Die Here is my herder, met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif vandag is Laat ander praat. Ons teksvers kom uit 1 Samuel 16 vers 18. Daar staan geskrywe, hy is 'n dapper man en 'n goeie vegter. Hy kan sy woord goed doen en het 'n goeie voorkoms. Die Here is by hom. Die amptenaar se woorde hierbo is 'n gloeiende getuigskrif van Dawid. Saul, wie sy opdrag bloot was dat sy howelinge moes uitkyk vir 'n goeie lierspeler, kry veel meer. Hy kry 'n dapper jongeling en 'n goeie vegter. Die teenwoordigheid van so 'n persoon aan sy hof kon Saul se beeld as suksesvolle krygsman bevorder. Boonop kon Dawid sy woord goed doen en was hy aantreklik. Ook hierdie eienskappe het by Saul se openbare beeld as koning gepas. Dawid se teenwoordigheid was 'n persoonlike aanwins vir hom as koning. Waarskynlik het die laaste sin van die getuigskrif die deurslag gegee. Die Here is by hom. Dit moes vir Saul gerusstellend wees om te hoor die Here is by Dawid. Waarskynlik het Saul gereken dat die Here hom deur Dawid se teenwoordigheid sal seën en beskud. Wat Saul egter buite rekening gelaat het, was dat niemand anders 'n brug tussen jou en God kan wees nie. Niemand se teenwoordigheid kan jou van sonde en die gevolge daarvan vrywaar nie. 'n Lewende verhouding met God is elkeen se eie verantwoordelikheid. Die Here was met Dawid. Sy gees van liefde en vrede was in Dawid. Dawid kon Saul hoogstens kalmeer. Vir Saul was die uiterlike bewyse van sukses en roem belangrik. Vir Dawid het dit om 'n innige verhouding met die Here gegaan. Here, ek bid dat mense ook van my sal kan sê, die Here is by hom. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.